Goeiemôre hier op die 17de November, maandagoggend. En welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Dit is koud en nat in Pretoria. En dit is nie die enigste plek waar dit koud en nat is nie. Daar's vloede in Boksburg. En selfs daar een Dr. George, whatever sy naam is, George Mukari Hospitaal, is ook deur die reëns benadeel. Goeiemôre Anton. En selfs vloede wat deur 'n hospitaal hardloop hier in Suid-Afrika. So waar daar ook al reën is daar baie water, lyk my hier so in Suid-Afrika. Groot storms reg oor die land, het gaan nog reën hier so in Pretoria tot môre toe. En dan woensdag 'n bietjie son en dan het ons weer donderdag, Vrydag, Saterdag storms. So groot vloede oor die land. En selfs die Jukskei rivier is besig om af te kom. En van die plakkersdorpe in Alexandria, of plakkershuise in Alexandria, is onder water en is weggespoel. En dit hou nie op nie, daar kom net al hoe meer reën. So ons is dankbaar vir die reën, die damme moet vol en dit wat gemors is, moet sommer net wegspoel. Goeiemôre Andrew, wat sê jy? En Lofty, hoe lyk die dinge? Daar sê, ek drink 'n bietjie koffie, man, ek kry koud. Maar in elk geval. So, baie water hier in Suid-Afrika, baie reën. My dogter het ook gister vir my gesê dat het lekker reën geval in Swakopmund en daar by my magtig, hoekom kan ek nie die dorp onthou nie? Maar by die Kaanrivier het ook afgeloop. Ag, tog. Die dorp met aan die ander kant Oesekos. Maar in elk geval het ek nou nie die dorp se naam nou kan onthou nie. Wys jy net, ek is nou al hoeveel jaar? 22, 23, 25. Ek is nou al 4 jaar uit Namibië uit. Nee? Kan ek nie 'n dorp naam onthou nie. My magtig. Maar in elk geval, so die Kaanrivier kom af. Karibib, daar is hy, Karibib. En so lyk my daar's dele van Namibië wat ook lekker reën kry. En enige Namibiërs wat opkom vandag, julle moet vir my net laat weet. Maar soos my dogter gesê het, hulle het in Swakop 'n bietjie lekker reën gehad, uit die bloute uit, groot storm wat daar was. In elk geval, kom ons kyk wat reg oor die wêreld gebeur. In Mexico is ou Sheinbaum se regeringspaleis mos omsingel met hierdie staal struktuur wat hulle gebou het om die mense uit te hou. En Saterdag het 'n groot skare daar opgedaag en daai plek begin gooi met klippe en staalpale en al hierdie goed. Nou in hierdie vrou se regeringstydperk is daar nou al 21 politikuste vermoor. En onthou sy is 'n Jood wat die Meksikaanse verkiesing gewen het, né? Sy is 'n Jood. So wat sê dit vir ons? Ek nog steeds goed in my oë. Broldra is nie vir sissies nie. So jy sê, nee. Jan, goeiemôre en Mani. Hoe gaan dit, Mani? Ek het lanklaas vir jou ek het jou verlede week 1 keer gesien. Gaan dit goed daai kant daar met jou? Maar in elk geval, ja, so ons weet nie, ou Pieter, goeiemôre. Ons weet nie hoe lank daai vroumens nog in die regering gaan wees in Mexico nie. Maar môre Pierre, shalom. Maar net tyd sal leer, net tyd sal leer. In elk geval dan het ons nog Venezuela natuurlik. Nog 'n boot is weer opgeblaas deur die Amerikaners. Die grootste vliegtuigskip van Amerika is nou al deur die Karibiese waters op pad daar na Venezuela toe. En die kartel waar Maduro die leier is, die Los Soles kartel, word nou deur Amerika gesien as 'n terroristeorganisasie. So dit gee vir hulle natuurlik die reg om dan Venezuela binne te val en terroriste uit te haal. Dit is Trump se plan. Maar hier is die ding. Trump het ook 'n woord laat val waar hy gesê het, as Maduro wil gesels, kan hulle gesels. Waaroor wil hulle gesels? Ek sal vir julle sê waaroor hulle wil gesels. Trump soek daai olie en minerale rykdomme, want China is besig om reg oor die wêreld sulke goed op te koop.
So Trump soek dit, né? Maar van China gepraat, China het sy mense gewaarsku om uit Japan uit te kom en weg te beweeg van Japan af en enige vliegtuigkaartjies wat gekoop is tot en met die 31ste Desember gaan hulle nou verhaal, julle kan maar julle geld gaan haal as julle wil vlieg van China af Japan toe. Ja, die volgende is 'n goeie môre. En as julle wil vlieg, kan julle nou maar julle kaartjies se geld gaan haal en bly uit Japan uit. Dit is nou China. Want Japan praat saam met Taiwan en China hou glad nie van dit nie. Nee, China hou glad nie van dit nie. In elk geval, ek weet nie of julle verlede week gesien het nie, ek het die berig gesien, maar ek het weer daarna gaan kyk, die Hongkui brug, die nuutste lang brug wat China gebou het, 2500 voet, hoeveel is dit in meter? Maar in elk geval is 'n vrek lang brug. Hierdie brug was nie eens 2 weke oud nie, toe begin die dinge mekaar instort en die een gedeelte het heeltemal in mekaar ingestort. En ek het in koffie met brood so sekere week terug, het ek mos gesê, ek is heel impressed met sekere goed wat die Chinese bou. En wragtig, daar stort hierdie flippe brug in mekaar in. So dit wys jou net, né? Jy moet supervision hê, moet nie goed. In elk geval. Duitsland, die dorpie Gießen, die Antifa groepe gaan nou daarso op die 29ste en 30ste November, wil hulle nou groot massa protesaksies loods teen die AfD, want die AfD gaan nou 'n jeugbeweging begin in daardie dorp. Nou gaan Antifa daar gaan protesteer. Hierdie mense is bang dat die AfD oorneem. Wat hulle nie verstaan nie, is dat Heimat, die Duitse familieorde en Duitse familiegevoel, mens noem dit Heimat, is stadig maar seker besig om terug te keer na die Duitsers toe. Stadig maar seker besig om terug te keer. En die AfD is besig om in so 'n goeie posisie in te gaan, dat hulle enige toekomstige verkiesings sal kan wen. Nou ou moet duidelik gaan kyk wanneer hierdie verkiesings plaasvind. Ek moet weer gaan kyk, want ja, ek sal moet gaan seker maak, want een van die profetiese woorde van Siener van Rensburg sê dat ons groep aan die kant van die draad help die regse party om die verkiesing te wen. So dan beteken dit dat ons daar moet wees voor die verkiesing. So ek sal weer na daai tye moet gaan kyk en kyk hoe die Here sy dinge uitwerk, né? Maar Vader bly in beheer, so dit is alright. Vader bly in beheer. Hollandse banke is nou besig om kunsmatige intelligensie in te span en dit blyk dat hele 1000 plus mense hulle poste kan verloor in die Duitse banke. Dit is wat kunsmatige intelligensie doen. Dis nie die kunsmatige intelligensie se fout nie, dis die leiers van mense se fout, wat al hoe meer veroorsaak dat daar minder werk is vir mense. Al hoe minder werk. Jy sien, en dit lei na armoede toe. Armoede lei na anargie en chaos. Ag, ons kan dit sien in Suid-Afrika, man. Dolf, goeiemôre. Ons kan dit sien in Suid-Afrika, baie duidelik. Nee? Die Europese Unie wil nou 3000 Palestynë oplei as polisiemanne. Ek het so 2 of 3 weke gelede het ek daaroor berig dat Meloni van Italië sou mos bystand verleen het om hierdie polisiemanne op te lei. Maar dit blyk nou 'n ding te wees dat die Europese Unie die 3000 nuwe polisielede in Palestina wil oplei en daarna 13000 polisielede oplei. Hier in Suid-Afrika steel hulle sommer jou polisiebakkie, soos wat hierdie naweek gebeur het. En hier kom 153 Palestynë hier aan, wat deur 'n NGO na hierdie plek toe gelok is, Al-Majid of soiets is die ding se naam, waar hulle gelieg is dat hulle hierso in Suid-Afrika kan asiel kry en al sulke goed. 153 Palestynë en ou Ramaplakkertjie het hulle toegelaat om in te kom. Dis mos lekker hier. Nou sit ons met nog 153 mense, maar hierdie 153 mense, jy kan sien, hulle het nie hier ingeslyp om
weg te kom uit hulle eie lande uit, en as ek dit nou so kan verduidelik nie, in ander woorde soos 'n houtkop wat stap oor die Swazi grens of die Zimbabwe se grens of wat ook al, en hy kom bly net hierso, sonder permitte en al hierdie tipe van goed. Hierdie is mense wat regtig gedink het, hulle kan 'n nuwe heenkome kry, hier in Suid-Afrika. Aan die ander kant van die draad, wonder ek of hierdie goed nie beplan word nie. Dis wat ek dink. Word hierdie goed nie beplan nie. Die kans is goed. Die kans is goed. Dis baie, baie goed. Uiteindelik het Donald Trump nou besluit dat hy nou gaan toelaat dat die DOJ, die FBI en Pam Bondi al hierdie Epstein-dokumente nou finaal moet ondersoek en vir die Amerikaanse mense sê wat aangaan. En daar is nou dokumente wat uitgekom het waar sekere leiers soos Clinton en wat is die ander ouens se name? Ag, ek weet nie, is net te veel van hulle. Waar hulle absoluut teen Donald Trump gepraat het, hom haatlike goed genoem het en al sulke goed, en dat hy teen Epstein eintlik was. Goeiemôre Jenny. Hy was eintlik teen Epstein. So Pam Bondi het toe gegaan en sy het die suidelike distriktes van New York se advokaat, se topadvokaat aangestel. Sy naam is Jay Clayton. Hy is nou aangestel om ondersoek te las in diepte na die Epstein files. So daai goed gaan nou al hoe meer uitkom, né? Laat hulle dit doen. Die Wêreldorganisasie kry, daar het nou dokumente uitgekom, die Wêreldgesondheidsorganisasie kry blykbaar miljoene van anonieme skenkers af om te doen wat hulle moet doen. En dit is teen die organisasie se beleid, maar hulle gee nie om nie. As jy miljoene kry, jy weet, hash, wie gaan vir ons vertel waar ons hierdie geld vandaan kry? Kom ons vat byvoorbeeld wat hier in Suid-Afrika gebeur. Ek dink dit was Vrydag, het Solidariteit 'n groot vergadering gehad waar 2000 van sy lede opgedaag het. En hulle het beplanning en begroting ingesit vir 2026 van 1,5 biljoen. Dave, goeiemôre. Dit is nou Solidariteit AfriForum. 1,5 biljoen wat hierdie Afrikaners nou insit vir die 2026 boekjaar om wat te doen? Om in die howe te gaan beklei teen 'n korrupte regime. Maar hulle sal nie die federale alliansie benader om te kyk of ons kan verandering bring in die land nie. Hulle sal dit nie doen nie. Hoekom nie? Want hulle is vrymesselaars. Hulle sal dit nie doen nie. Hulle is vrymesselaars. Ramaplakker is 'n vrymesselaar van die orde van die Suiderkruis. Net so was, of is Mbeki, en so was die valse Mandela. Sien? So, 1,5 biljoen rand, is genoeg geld. Ons draai Suid-Afrika nou, maar nee. Ek moet ook begin praat in biljoene. Jy weet, in plaas om te sê, ons kort net 5 miljoen, moet ek sê, ons kort 1,5 biljoen, miskien sal ek die geld kry. Maar nou ja, ons boere is nie besig om te slaap nie, hulle is ten minste besig om wakker te word. Soos ek vir julle gesê het, ek het verlede week 'n oproep gekry van 'n boer uit die Wes-Transvaal uit. So ons maar sien wat gebeur verder. Britannia, die Britse mense is besig om absoluut vies te raak, né? En ek sal ook. Daar word nou berig dat dokumente teruggehou word oor die enstofdode wat plaasgevind het in Britannia. Die mense wat die gifstowwe gekry het, wat gesterf het daarvan. Die Britte hou die statistieke terug en hulle rede is van die mense sal kwaad raak. Die mense sal kwaad raak. Ag, ons begin het met koffie met brood in 2020. Dit ons al reeds geweet hoe skelm agterbaks en watter leen hierdie hele COVID storie was. Wat sal ons sê van al hierdie dinge, né? Wat sal van Engeland gepraat? Trump het gesê die BBC van Engeland of Britannia, the British Broadcasting Corporation het ons nou gesê, hulle is jammer, hulle het ons nou verskoning gevra, maar hy sê hulle kan hulle verskoning hou, hy gaan hulle vir 1 tot 5 biljoen gaan hy hulle dagvaar hierdie week. Kom ons kyk.
Kom ons kyk of hy het gaan doen. Hy sal 10-1. Terug in Amerika, die Purdue, dit is eintlik 'n goeie berig hierdie, Purdue Pharma, ek weet nie of julle hulle onthou nie. Daar was groot aksie geloods teen hulle in die Hooggeregshof, omdat die goed wat hulle verkoop het, sekere medisyne was eintlik dwelms, en hulle het baie mense benadeel met hierdie dwelmverkope uit hulle farmaseutiese winkels en fabrieke en goed uit. Hulle het hulle hofsaak verloor daar in Amerika, soos die eerste bloedneus wat Pharma kry, en hulle verloor hulle hele maatskappy, plus hulle moet 7 biljoen rand uitbetaal aan die benadeelde mense. Daar is 'n klein bietjie goeie nuus, seker maar. Klein bietjie goeie nuus. Oekraïne, hulle begin ou standbeelde verwyder en monumente verwyder van die Romanov-familie van Rusland en ander kommunistiese standbeelde. Nou die Romanov-familie was vermoor gewees deur die Khazar-Jode en die elite. Dis 'n feit soos 'n koei. Daai was nie 'n revolusie wat deur die mense van Rusland beplan was nie. Daai was beplan deur die Khazar-Jode en die elite van die wêreld. Om van daardie daardie koningshuis ontslae te raak, sodat hulle Rusland kon oorneem. Rusland was daarna nooit weer dieselfde nie vir baie jare. Lenin en Stalin het biljoene Russe vermoor. En nou met Putin is daar 'n sosiale demokrasie wat in Rusland is, en dis wat die elite ook nie wil hê nie. Dis 'n tipe van 'n stadige terugbeweging na die koninklike ideale van Rusland. En kyk hoe lank is Putin nou al in beheer van Rusland. Hy gaan nie sommer uitgestem word nie, want die Russiese mense is lief vir hom. En hulle hele regeringsopset en stelsel sê, as die mense vir hom stem, dan gaan hy net aan. Maar aan die ander kant van die draad is Trump weer in 'n groot bekgeveg met die demokrate en met Schumer en al hierdie ouens, juis oor die Epstein goed. Jy sien in Rusland hoor jy nie van al hierdie vuil smeersages en al hierdie goed nie. Ja, daar is 'n bietjie oligarks wat ryk word en as gevolg van olie en wapens en sulke goed. Maar jy hoor nie van al hierdie pedofiel neste en goed van Amerika nie. Amerika is 'n satanistiese land uit en uit, met klein plekkies waar daar lig is. Klein plekkies. Van standbeelde gepraat, Brazil het nou die grootste standbeeld van die sogenaamde Moeder Maria gehul. Groot kroon op haar kop. Die standbeeld is 51 voet hoog. Dis hoër as die sogenaamde Jesus standbeeld in Rio de Janeiro. Jy sien, in die Rooms-Katolieke geloof kan jy standbeelde aanbid. Hulle sê hulle doen dit nie, maar hulle doen. Jy kan gaan kyk in Rome na die standbeelde daar, soos wat die mense die voete van hierdie standbeelde soen. Dat die tone en goed al omtrent verdwyn het van hierdie standbeelde af. Die mense aanbid die goed, man. Hulle aanbid klip. Nou, daai is die einde van Brazil. Net soos as jy na Rio de Janeiro toe gaan, jy het jou luukse strand en daai tipe van ding, maar dan het jy al daai armoede teen die berge en die koppies en die goed. En dieselfde gaan gebeur met Brazil. Dit gaan nou al erg daarby, dit gaan nou net erger gaan. En duisende het opgedag vir die onthulling van hierdie standbeeld. Een aardbewing en hy goed val om. Wat is hulle dan? Waar is hulle Here dan? Nee? Waar is hulle Here dan? Kom ons kyk gou hierso. In Brittanje in Bristol is 7 mans gedagvaar verlede week vir 40 seksuele misdrywe. Hulle sê nie vir wat daai 7 mans is nie, maar die kans is goed dat hulle op in Oosterse afkoms het. Kans is baie goed. Ok, kom ons kom 'n bietjie hierso na Suid-Afrika toe.
voor ons by Suid-Afrika uitkom, Griekeland gaan nou 3 biljoen euro se wapens by Israel koop. Dit sal hulle natuurlik help met hulle Gaza situasie. 3 biljoen rand, rand nie, euros se wapens gaan hulle by Israel koop, want hulle wil nou die Achilles shield stig. By hulle die goue dome en die Iron Dome van Israel. Nou wil Griekeland die Achilles shield stig. Nou, dis eintlik die Engelse woord is misnomer. Ek weet nou nie wat dit is in Afrikaans nie. Achilles is wat mens noem, daar is mos hierdie wat hulle mens noem 'n Achilles heel. Dit beteken, dis die plek waar jy die minste verdediging het. Die minste verdediging het, is die Achilles heel. En dit is op jou, is agterkant van jou voet. As jy jou daar so sny, as jy daai wat is dit, beenstruktuur en seningsstruktuur daar aan die agterkant van jou voet afsny, net bo die haak. Dis die Achilles. As jy daai ding afsny, dan kan jy nie loop nie. Nooit weer nie. Die einde van dit is die swakste plek op jou liggaam. Behalwe daar natuurlik waar jou aorta is en al sulke goed. Nou ek het in 2014 het ek finaal na 10 jaar se Bybelse ondersoek het ek 'n boek uitgebring, Protecting the Achilles Heel. Dit is die beskerming van die swakste plek in die kerk en hoe die kerk veronderstel is om te wees. En dis alles Bybels. Dis nie duimsuig nie. En ons sien nou in ons tye nou dat die kerk is glad nie so nie. Glad nie. Op soveel verskillende vlakke. So hulle gaan nou hierdie Achilles shield hê. Wat beteken dit? Dis eintlik twee teenstrydige woorde. Achilles is die swak plek en die skild is nou die sterk ding. Is dit nou die skild om die swak plek te verdoesel, of te beskerm? Hoekom gee jy dit dan 'n swak naam? Snaakse dinge in die wêreld wat plaasvind. Snaakse dinge. OK, kom ons kyk gou 'n bietjie. Ek hoop julle het 'n lekker naweek gehad. Ek wou nie die cricket kyk, ek het nie die cricket gekyk nie, ek het net die scores gekyk en bo alle verwagting het die Proteas vir India gewen. Dit was absoluut net spin bowling wat die hele ding gedoen het. Ek was heel verbaas vanoggend toe ek die berig gesien het. En natuurlik, ons weet nou almal teen hierdie tyd die Bokke het gewen en die All Blacks het verloor. So dit is 'n goeie naweek. In elk geval, om terug te kom by die nuus. Daar's groot chaos nou in Mali. Julle weet waaroor al hierdie chaos gaan. Dit gaan oor minerale rykdomme en sulke goed. Mali vlugtelinge het nou aangekom op die Ivoorkus en dit het nou genoodsaaklik dat die Ivoorkus sy noordelike grense versterk. Hierdie Afrika kan nie ophou nie, hoor. Hulle kan nie ophou nie, ek sou sê. Ek gaan nou vir julle nog berigte gee wat hier in Suid-Afrika plaasvind. Daar's nou uiteindelik vrede tussen die M23 terroriste bende en die DRC, die Congo. Hulle het in Qatar het hulle nou 'n ooreenkoms bereik en wapens word nou neergelê en al hierdie tipe van goed. So hierdie rebelle, die M23 rebelle gaan nou seker deel raak van die Congolese regering. Jy sien, Kongo het agtergekom, hulle kan nie hierdie fight wen nie. En is dit nie waar Suid-Afrika gegaan het om hulle te help nie? So ek reg onthou. In elk geval, Suid-Afrika oor Suid-Afrika. Ramaplakkertjie het vir die NEC, the National Electoral Commission, gesê, hulle moet nie soos lafaarde in die donkerte wegkruip nie, en hulle moet sommer vir hom 'n datum gee om te bedank. Daai houtkop en daai ander chommie van hom, hy mal emmertjie, hulle gaan nog hulle alie sien hier so in hierdie Suid-Afrika. Vader weet as hy vir ons daai dag die deur oopmaak, dan gaan daai kite so hoog vlieg. Maar in elk geval. Makwanasi sê die polisie is besig om moorde te ondersoek as gevolg van grondonteiening, die afneem van grond, maar dis deur swartes. Daar's iets soos, ek weet nie, 20 moorde of iets wat plaasgevind het al, wat hulle nou besig is om te ondersoek.
20 plus moorde. Ek het klaar vir julle gesê van die vloede hier in die begin van Koffie met Brood. Saterdag in Appington. Is dit sekere berigte wat ek uitgehaal het weer vandag. Saterdag in Appington is oom Henny Miller en sy vrou aangeval. Oom Henny is doodgesteek. Vermoor. Sy vrou is ernstige toestand in die hospitaal. Ten minste was die polisie en hierdie ouens op hulle kop en dit was nie 'n ure nie tot hulle die verdagte vasgetrek met van die goed wat uit die Miller se huis gesteel was. En die huis is ook afgebrand. Dis nie goeie nuus dat hulle die ou gevang het nie. Dis slegte nuus dat oom Henny vermoor is. Dit is waar Suid-Afrika nou is. Jy's nie veilig nie. En as jy gaan kyk waar hierdie oom en sy vrou gebly het, dit was in 'n redelike netjiese buurt. Dit was nie in 'n slegte buurt nie. Dit was nie in 'n slegte buurt nie. So moenie dink jy's veilig nie. Jy is nie. Nêrens in Suid-Afrika. En hierdie flippin gekke paradys van solidariteit, wat 1,5 biljoen rand begroot om in die howe te beklei en wat ook al hulle wil doen. Minderheidsgroepe optel, bullshit man, dis al wat dit is. Ek wil nie nou begin kwaad raak. Maar die moord stop nie net by wit mense nie. Die moord stop nie daar nie, ek het hierdie berig uitgehaal. Slindile Mkiza, swart vrou. Sy is vermoor deur haar eie broer. Haar kop is afgekap en in 'n emmer gesit. Dis Suid-Afrika. Dit is Suid-Afrika. 2024 syfers wat nou uitgekom het, het vat altyd omtrent 'n jaar voordat hierdie syfers uitkom, bewys dat daar 10.000 rypsake was wat by die polisie aangegee is. 10.000. Gewonder hierdie groep, die vroue vir verandering, praat teen die G20 wat nou hierdie naweek begin het, lyk my. En. Geweld teen vroue is 'n absolute, afskuwelike, afgryslike ding. En jy kry dit nie net onder wit mense nie, jy kry dit onder almal. Of jy kry dit nie net onder swart mense nie, jy kry dit onder alle dele van die gemeenskap. Bietjie goeie nuus, en as ou Rudy opkom sal hy seker die goeie nuus sien. Piet, wat sê jy, goeiemôre. Daar so in die Hoedspruit area waar ou Rudy bly, 2 Poolse vroue het daar op 'n staproete gegaan en hulle het weggeraak. Die polisie en dies meer is ingekry en die 2 vrouens is toe gevind ongedeerd. Dankie tog vir daai bietjie goeie nuus. Dit was 'n bietjie goeie nuus. Waar het ek nog iets vir julle? Het ek nog koffie is gedrink? Hoe laat sit? Minuut voor 8. Ek doen goed vandag. In elk geval as julle laat opgekom het, daar's baie vloede in Suid-Afrika, nee, ons het baie reën gekry hierdie naweekie so in Pretoria, baie reën. In my eie tyd is ek besig om 'n klein swembaadjie hier agter te bou, net vir die warm somerdae wanneer die tyd kom. En hy is nou, ek wil hom so halflyf hê, en hy so 1.8 by 2,5, 3 meter wat ek hom bou. Ek het eers verkeerd gehoor by Henry Deal blykbaar. Hy wou net 'n gat gehad het waar reënwater kan ingaan. Wel, ek het vir hom goeie nuus. Daai gat is nou vol. Ek kan nou al in daai water gaan swem. En dit lyk nie modderig nie, maar ek kan jou garandeer dit, want dit is kleigrond. Dis klei en klip, leiklip. En die gedeelte wat ons nou al oopgemaak het in Swan, dis baie water wat in daai gat is. So ek sal daai water gebruik om tuin nat te maak soos wat die son uitkom. Maar in elk geval, ek moet vir julle net sê, ek het redelik ver gevorder met die app wat ek bou, op die front end. Ek het hierdie naweek weer op het gewerk, en ek gaan hierdie week weer op het werk. Ek is amper klaar met die voorste gedeelte van 'n app, wat jy waar kry, 'n ou wat 63 is. Nee, ek het niemand betaal om dit te doen, ek doen dit self. En ek is baie opgewonde daaroor. Daar's nog baie werk wat daar moet ingaan, maar dit lyk al klaar flipping goed, as ek dit self moet stel. Maar in elk geval, ons doen hierdie dinge met 'n doel, né? Julle weet hoekom.
Ek het mos al vir julle gesê, as ons nie die fondse kry nie, dan kry ek die fondse. Al moet ek 'n ding bou of wat ook al om hierdie fondse te genereer, ek sal dit doen. En dit is waarmee ek besig is. In elk geval, ons is vryburgers, man. Julle moet 'n fantastiese week hê, né? Ons is boere Afrikaners, Engelsmanne, soos ou Dave en nou, wat se naam? Nou Andrew, Shane. Ons weet wie ons is, man. Niemand kan van ons al wegvat nie. Maar ons is eerste vryburgers. As jy nog nie aangesluit het by die Federale Alliansie nie, julle ken al my storie, sluit aan. Alright? Sluit aan. En saam met God maak eendag mag. 'n Geseënde en 'n fantastiese maandag vir julle almal, hoor. Kom ons kyk wat doen die Here. Daar sê.